dalk 'n bietjie later opgedaag het. So ons het eintlik twee belangrike dinge wat ons vandag doen. Ons het die nagmaal en dan het ons ook ons diakens en ouderlinge wat ons verorden. So ek doen vandag 2 preke. En ek vra dat julle my sal verskoon, dit is nie lang preke nie, ons sal seker maak dat dit onder 20 minute bly. So ons gaan nou begin met die verordening van ons diakens en ons ouderling. En voordat ons hulle vorentoe nooi, wil ek net graag met hulle 'n paar gedagtes deel, en ek weet u wat al hier werk gedoen het en wat al verorden was, vir u is dit niks niets nie. En ons vra asseblief dat julle ook net sal terugdink aan die dag toe julle hierdie beloftes gemaak het. So, die oproep om te dien is die werk van 'n leeftyd. Dis die titel van ons praatjie. So, vandag is ons hier om ons ouderlinge en die diakens se ordinasie te vier, en dit is 'n heilige bevestiging. Dis 'n roeping. En as predikant het ek, wat ek nou al in 'n paar distrikte bedien het, ek agtergekom dat in baie gevalle het die werk van 'n ouderling en die werk van 'n diaken maar net 'n werk geword. En ek wil vanoggend net 'n oomblik vat om vir almal van ons te herbevestig dat hierdie is 'n roeping van God. En dat dit is nie net om te dien nie, maar dit is ook om die kerk te help op hulle reis deur hulle geloof, of weens hulle geloof. En daar is 'n diepte en 'n verbintenis wat jy moet verstaan as jy 'n diakones of 'n diaken of 'n ouderling is. Nou dit beteken nie dat die ander ampte in die kerk nie belangrik is nie. Al die ampte in die kerk is belangrik. Maar ons sal sien dat die Bybel sonder diakens en diakonesse en dan ouderlinge af as spesiale leiers. En 1 Timoteus 3 vers 1 tot 13 is 'n baie goeie beskrywing vir ouderlinge en diakens en diakonesse. So kom ons noem dit dan nou sommer diakonie, dat ek dit nie 2 keer hoef te sê nie. Hy praat daarvan dat ons sonder verdenking moet wees, of bo verdenking moet wees. OK? Met ander woorde, wanneer ons na 'n diaken of 'n ouderling kyk, of 'n diakonie en 'n ouderling kyk, dan moet jy weet, hierdie persoon het 'n verhouding met die Here. Almal het verhoudings met die Here, maar wanneer ek na hierdie persoon kyk, dit staan vir my uit. Hulle moet saggeaard wees, hulle moet selfbeheers wees, hulle moet respekvol wees, en dan moet hulle in staat wees om te kan onderrig. Met ander woorde, dis nie tiekboxes wat jy moet hê, en nou kan jy diaken wees nie. Dit is wie jy is, want die Here het jou voorberei om daai werk te doen. Dis 'n goddelike oproep, en dit is 'n heilige verantwoordelikheid. En ek wil net daai stel sodat ons kan weet dat dit gaan oor diensbaarheid. En hoekom ek sê dis 'n heilige verantwoordelikheid, dit is nie net 'n werk nie, en ek dink in baie kerke het dit vir baie mense 'n werk geword. Dis glad nie wat dit is nie. Dit is 'n lewensroeping. En dit gaan oor diensbaarheid. Jesus het sy disippels se voete gewas, en hy sê daarna, nou dat ek julle Here en leermeester julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Met ander woorde, ek kan nie 'n diaken wees, of 'n diakones wees, of 'n ouderling wees, sonder om diensbaar te wees nie. En dit is 'n verantwoordelikheid, en baie keer gaan jy voel, maar wag so 'n bietjie, hierdie verantwoordelikheid oorweldig my. En dit is hoekom Jesaja vir ons sê, vertrou op God se voorsiening en krag, en weet dat jy omring is deur 'n gemeenskap wat jou ondersteun en jou liefhet. So, wat vereis dit? Ons gaan net vinnig kyk, wat beteken dit om te dien, en dan gaan ons kyk, wat beteken dit om te dien as 'n ouderling, en wat beteken dit om te dien as 'n diaken, en dan gaan ons julle vorentoe nooi om vir julle die verordeningsgebed te doen. Dit is 'n oproep om te dien. So Jesaja vind ons waar God Jesaja geroep het in Jesaja 6 vers 8, het God gevra, wie sal ek stuur? En baie keer dink ons dat hierdie is net iets wat in 'n benoemingskomitee is, daar name, en daai name is in 'n hoed gegooi, en ons het hulle getrek, en daar gaan ons. So dit is nie dat die Here jou geroep het nie. En as jy vandag vorentoe kom as 'n diakonie, of jy kom vorentoe as 'n ouderling, dan beteken dit dat die Here het jou persoonlik die vraag gevra, wie sal ek stuur? En jy het dan daai vraag geantwoord, Here, stuur my. Met ander woorde,
Jy is verantwoordelik, en hoor die volgende woorde, dit is baie, baie belangrik. Jy is verantwoordelik om Christus se hart te beliggaam. Dis jou werk om vir Jesus, vir die gemeente te wys, hoe lyk Jesus? Begin dit 'n bietjie van 'n meer dieper gedagtegang van 'n diaken en 'n ouderling gee. Met ander woorde, die oproep is van God. Dis nie die benoemingskomitee of die gemeente wat jou na die tyd ingestem het nie. Hulle is die hande van die Here wat die werk moes doen. Maar die Here het vir elkeen van julle wat die volgende 2 jaar gaan dien, persoonlik geroep. En ek hoop dit verander so bietjie die prentjie wanneer dit kom by wat ons moet doen. Wat die aard van leierskap van die diakonie en die ouderling is om 'n weerspieëling te gee van Christus se liefde en sy nederigheid. Ons lei nie uit 'n plek van gesag nie, maar uit 'n plek van liefde en deernis en diens. En ja, partykeer maak ons foute, so ja, dit gaan partykeer deurskyn wanneer ons 'n slegte week het, dat daar nie 100% deernis en sagtheid is nie, maar die oorhoofse rede hoekom die Here ons roep, is sodat jy met sagtheid en nederigheid jou gemeente kan dien. En dan die gewig van die verantwoordelikheid is siele. En ons dink baie keer dis net om siele daar buite te gaan haal en in te bring. En tog sit hier in hierdie gemeente, al die banke is vol siele. En as ons kyk met watse rasseskrede ons gemeentelede verloor, nie in Panorama nie, oor die wêreldkerk, beteken dit dat daar is 'n werk wat in ons gemeente ook moet doen. Met ander woorde, dit is siele waarvoor ons verantwoordelik is vir die koestering van hulle geestelike groei. En dit verg baie nederigheid en dit verg daarop dat jy op God moet leun. Met ander woorde, jy kan nie 'n diakonie wees of 'n ouderling wees en nie 'n persoonlike verhouding met die Here hê nie. Dit is iets wat op elke dag, elke oggend soos jy opstaan, vernuwe moet word. Dit beteken nie die res van die gemeente moet dit nie ook hê nie, maar veral jy wat 'n diakonie is of jy wat 'n ouderling is, jy moet elke dag nuut by die Here gaan drink. En wanneer jy dit nie doen nie, is jy besig om die heilige ampt wat die Here jou voor te roep na te laat. Dis 'n groot verantwoordelikheid om in so 'n pos te kan staan. Die belofte van beloning is ook 'n ding wat vir ons spesiaal is, want 1 Petrus 5 vers 4 sê, jou arbeid is nie te vergeefs nie. Jy sal 'n kroon van heerlikheid ontvang wat nooit sal vervaag nie. En dis baie keer wat ons voel dat, hoekom doen ek dit? Dis laat ure, ek moet baie keer agterbly, ek moet baie keer by vergaderings wees, ek moet kom en ek moet by die kerk wees elke Sabbat en ek moet my werk doen, en hoekom doen ek dit? En partykeer sien ons nie onmiddellik die vrug van ons hande werk nie. En dis hoekom Petrus vir ons sê, dat jy sal 'n kroon van heerlikheid ontvang wat nie sal vervaag nie. Jou beloning gaan in die hemel wees. En dit moet vir ons die plan, die vastigheid gee om voort te gaan. So die rol van ouderlinge is om geestelike leierskap te gee. Baie keer het ons die wanopvatting dat ouderlinge net moet huisbesoek doen. Of dat ouderlinge net dit moet doen. Ouderlinge is eintlik die geestelike leierskap van die kerk. Met ander woorde, elke ouderling in sy kapasiteit of in sy rol is soos die predikant as die predikant nie hier is nie. Ja, daar is 'n hoofouderling wat alles bymekaar bring, maar dis net soveel hele werk vir die geestelike vooruitgang van hierdie gemeente as wat dit die predikant se is. Hulle moet die gemeente leer en in die praktyk lei. Met ander woorde, dit is die ouens wat hier voor staan en preek en seker maak dat die teologie in die kerk reg bly. En daarom sit God 'n span bymekaar, want as dit net een persoon was, kon dit maklik gewees het dat ons afgelei het in 'n rigting wat dalk nie goed is nie. Maar God gee 'n span van ouderlinge. En daai ouderlinge vind hulle antwoord in die Bybel en die Heilige Gees lei hulle in hulle preke om so die geestelike ondertoon van die kerk te gee. Hebreërs 13 vers 17 sê, gehoorsaam julle leiers en onderwerp julle aan hulle gesag. Hulle waak oor julle as diegene wat rekenskap moet gee. Met ander woorde, ouderlinge. Jy gaan rekenskap gee van die tyd wat jy gespandeer het in Panorama Kerk. Die werk wat jy gedoen het en die deel wat jy moes bydra, gaan van jou rekenskap gevra word. Dit is 'n baie verantwoordelike posisie om in die kerk te hê.
En dis vandag vir ons 'n voorreg om 2 te verorden, alhoewel Nathan nie vandag hier is nie. Hy preek op 'n ander plek, sal ons volgende keer hom verorden, maar dit is ons voorreg om vandag vir Ewand te verorden as 'n ouderling, alhoewel hy al 'n rukkie dien. Gaan ons vandag hierdie geestelike leier voor God neerlê en ons gaan vir hom sê, Here, Ewand het sy hand opgesteek en gesê, hier is ek, Here, seën my, stuur my. En Ewand staan al vir 'n rukkie lank sy plek in die kerk vol. Dis die koestering van geestelike groei. Met ander woorde, dit kan behels om Bybelstudies te doen, om raad te gee, om bloot beskikbaar te wees vir gebed en ondersteuning. Dis die werk van 'n ouderling om die pols van die kerk te voel. En omdat jy al vir 'n ruk lank in die kerk is, want jy word nie net 'n ouderling nie, beteken dit jy ken die gemeentelede en ek wil so ver gaan om te sê dat ouderlinge moet kan sien wanneer 'n gemeentelid nie goed doen nie. Jy moet op sy gesig kan sien, wag so 'n bietjie, iemand het 'n moeilike week gehad. Derek lyk nie vir my syself nie. En dit is ons werk om die geestelike pols te voel in die kerk. Met ander woorde, Efesiërs 4 vers 11 tot 12 sê, om sy volk toe te rus vir die werke van diens, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. En dan derdens die handhawing van eenheid. Dit is ons werk as ouderlinge, om voort te gaan en vredemakers te wees in die kerk, en om konfliksituasies te hanteer, nie te vermy nie. Want konflik is inevitable. Ons is 'n kerk met mense met karakters en verskillende agtergronde, verskillende gedagtes, maar 'n ouderling vat konflik en sorteer dit uit as 'n vredemaker. Ons vermy nie die konflik nie, ons help ons kerk om in vrede en in eenheid vorentoe te beweeg, eengesind te wees, in liefde te hê en een van gees en gesindheid te wees. So die handhaaf van eenheid, die koestering van geestelike groei en die geestelike leierskap is die hoofrolle van die ouderlinge. En daarom het ons 'n span ouderlinge wat hierdie werk saam doen. Dit beteken nie hulle is nie belangriker as ander poste op die kerk nie, maar die verskil tussen 'n ouderling en 'n kerkraadspos is kerkraadslede word toegerus met verskillende eienskappe, soos byvoorbeeld Rocco wat goed is met syfers om sy werk te kan doen. So 'n kerkraad is mense met spesifieke talente wat dan bymekaar kom om die kerk se dag tot dag administrasie te doen en seker te maak dat die programme van die kerk reg werk. Ouderling se werk is om geestelik 'n rol te speel. Dis 'n heeltemal 'n ander werk, dis 'n heeltemal 'n ander roep en dis 'n heeltemal 'n verantwoordelikheid wat miskien nie op die skouers van alle kerkraadlede toegerus gaan word nie. Nou dalk die diakens en diakonesse, die diakonie. Jou grootste verantwoordelikheid is om barmhartigheid en deernis te hê om in die behoeftes te kan voorsien. Om vir ander mense se behoeftes te sorg. En dit is hoekom diakens baie keer, as jy hulle bel, ek sê nie in hierdie gemeente nie, oor die algemeen ons praat van die B-trek, op 'n Vrydagmiddag te sê aan die hoofdiaken, luister hierso, ek is nie beskikbaar nie. En dan moet die hoofdiaken rondval om iemand te kry, omdat ons hierdie persepsie begin ontwikkel het, dat diakens maak deure en vensters open toe. En omdat ons net deure en vensters open toe maak dit mos nie saak as ek op kort kennisgewing sê ek kan nie kom nie, want daar's iemand anderste wat 'n venster en 'n deur kan toemaak of oopmaak. Dis mos nie so 'n moeilike werk nie. Maar is omdat ons diakonie begin sien as dit. En ek wil 2 voorbeelde gebruik wat vir my mooi is, wat ek gesien het, en dit sluit nie die res van ons diakonie uit nie. Ek kyk na Frikkie, en Frikkie is iemand wat vir my 'n goeie toonbeeld is van 'n goeie diaken, want as jy hom op 'n nommer druk is hy daar, op 'n Sondagmiddag as hy moet kom klank doen is hy daar. Ek kyk na iemand soos Deedrey, wat na 'n nag, na 'n doopdiens, wanneer almal van ons al in die saal besig is om lekker te eet en lekker saam te kuier, hier agter rond beweeg, nat handdoeke optel, en seker maak dat die plek skoon is na 'n doopdiens. Dis mense met harte van omgee, dis mense met harte van diens. Dis mense wat barmhartig is en absoluut op diens ingestel is. So wat is die werk van 'n diakonie? Matteus 25 vers 40 sê, voorwaar ek sê vir jou, alles wat jy vir my, alles wat jy vir een van die geringstes van hierdie broers en susters gedoen het, het jy ook vir my gedoen. En die diakonie se werk is om in die behoeftes van anders te voorsien.
En as diakonie net geword het waar ons vensters oop en toe maak, dan beteken dit dat ons as ouderlinge die diakens gefaal het. Dat ons diakens nie toerus met wat hulle nodig het om te gaan en in die behoeftes van ander te voorsien nie. Die eerste is om diens in deernis te gee. Met ander woorde, jou primêre plig as 'n diakonie is om te dien. Met ander woorde, die versorging van individuele behoeftiges, maar ook die organisering van die kerk om 'n poging te doen om die gemeenskap te bedien. Met ander woorde, die diakens moet bymekaar kom en vir ons as 'n kerk kan sê, hoe kan ons in die behoeftes van die gemeenskap verdien? Ja, dis ook die ouderlinge se werk en ja, dit is ook die kerkraad se werk, maar dis spesifiek die diakens se werk. Om bymekaar te kom en te sê, hoe kan ons gemeenskap dien? Ons wil graag 'n dienende gemeente wees. Hulle word geroep om die hande en voete van Christus te wees. Jesus sê, ek het nie gekom om te dien nie, maar om gedien te word nie, maar om te dien. Met ander woorde, dit is een van die hoofoorgangspunte van 'n diaken, en dit is om diensbaar te wees. Met ander woorde, dit is ons werk as diakoniespan van hoe gaan ons gemeente kry om meer diensbaar in die gemeenskap te wees. Die tweede ding is ondersteuning vir die ouderlinge. Die diakens of die diakonie dien ook as 'n ondersteuningsstelsel vir die ouderlinge. Met ander woorde, diakens is veronderstel om saam met ouderlinge te werk. Hulle moet saam op huisbesoek toe gaan, hulle moet nou betrokke wees saam met die ouderlinge, sodat daar 'n verhouding kan ontwikkel waar ouderlinge en diakens saamwerk. Hierdie is 'n vennootskap en dit is noodsaaklik vir die gesondheid en die funksionering van die kerk. Maar ons het ouderlinge hier en ons het diakens daar. En dan die derde aspek is gemeenskapbevordering. Met ander woorde, samesyn binne in die kerk. Dit is die werk van die ouderlinge om seker te maak dat hier 'n goeie gees in die kerk lê. En ja, dis elkeen van ons se verantwoordelikheid, maar dit rus spesiaal op die skouers van ons diakens. Galasiërs 6 vers 2 sê, om mekaar se laste te dra, en so sal julle die wet van Christus vervul. Met ander woorde, dis 'n belangrike rol om te verseker dat die mense in die kerk nie geïsoleer is nie. So met ander woorde, wanneer daar 'n besoeker kom, is dit 'n goeie ding vir 'n diaken om langs daai besoeker te gaan sit. Wanneer dit lyk asof daar iemand kerk na kerk, sabbat na sabbat alleen by homself gaan sit, is dit die werk van 'n diaken om daai persoon uit te soek, met daai persoon warmte te deel, met daai persoon liefde te deel en daai persoon in te trek, sodat daar niemand geïsoleer in die kerk voel nie. So met ander woorde, dit is die werk van 'n diaken om in harmonie saam te werk en hulle gawes wat Christus vir hulle gegee het, te gebruik om te laat deel, om elke gemeentelid en besoekers te laat deel voel van die gemeente. So ek wil nou graag ons ouderling vorentoe nooi, Ewan. En dan wil ek ook asseblief al die geordende ouderlinge vorentoe nooi en leraar Flonie, as jy ook vorentoe kan kom, sal ek dit baie waardeer. En ek wil net vir julle vra om 'n kring om Ewan te maak, sodat ons net hande op hom kan lê, op 'n sagte manier. En die Here kan vra. Hemelse Vader, baie dankie dat Ewan u stem geantwoord het. Wie sal ek stuur? Het Ewan gesê, dis ek, Here, stuur my. Here, Ewan maak 'n baie spesiale deel van ons ouderlingsspan uit en ek vra asseblief, Here, dat U hom eerstens sal toerus om die priester van sy huis te wees. Here, sodat dit wat hy moet uitwys en uitleef en uitleer in die kerk, dat sy gesin en sy kinders dit kan sien. Here, ek vra asseblief dat Ewan dieselfde persoon by die kerk en dieselfde persoon by die huis sal wees. En Here, dit is wanneer ons werklike verhouding met U het, wat dit so is. En wat 'n groot verantwoordelikheid, Here. En daarom vra ek, Here, U het hom geroep met al sy talente, met al sy tekortkominge, met al sy wyshede, Here, het U hom bymekaar gesit as 'n pakket om in hierdie kerk te dien. En 'n leier te wees, Here, en die geestelike ondertoon in hierdie kerk te lê.
sodat wanneer iemand in hierdie kerk moeg is en hartseer is en stikkend is en seer is, hulle kan sê, maar wag so 'n bietjie, ek moet by Ewan uitkom want Ewan gaan vir my raad gee, Ewan gaan vir my liefde gee en Ewan gaan vir my 'n antwoord gee. En Here, dit kan Ewan net doen wanneer U in sy hart volkome woon. En daarom vra ons Here dat U hom nou met 'n baie spesiale mate van die Heilige Gees sal seën en dit op hom sal toerus sodat hy sy werk as ouderling kan volstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Morney, moenie te ver gaan nie, sal julle sommer net in die eerste bank bly vir die diakens. Asseblief. So dit is 'n groot groep wat ons vorentoe gaan nooi en vir tyd vra ons dat dit spoedig sal geskied. So Jean Junior Kutse, Frikkie, Jean, ek gaan sommer nou al jou sertifikaat vir jou gee. Jannik, waar is Jannik? O, daar kom hy. Andrei Lottering, Cornel Estreisen, John, sal jy niet vir my sertifikaat gee, soos hulle kom. Zander Kotse, Hantes Grobbelaar en George Negrini. En dan Richard van Greenen. Chris Botha en Adrian. Okay. Ek dink kom ons doen net gou die mans. Sal julle weer net vir my vorentoe kom, skus julle. Kom ons maak net, sal julle vir ons 'n kring maak en dan kan ons dit om julle staan. Hemelse Vader, baie keer is daar in die hart van 'n diaken 'n gedagte of 'n gevoel, Here, maak ek regtig 'n verskil? En wat is die werk, Here? Moet ek regtig elke Sabbat kerk toe kom om 'n venster of 'n deur oop te maak? En vandag, Here, weet ek dat daar so 'n belangrike werk op die skouers van 'n diaken rus. En die diaken se werk is om 'n ondertoon in hierdie kerk te stig waar almal deel voel, almal geliefd voel en almal warm voel. Dis hulle werk om te kyk, Here, waar in die gemeente is daar 'n behoefte en hoe ons in daai behoefte gaan voorsien. En dis ook hulle werk om vir hierdie gemeente 'n plan bymekaar te sit saam met die evangeliespan, Here, van hoe gaan ons in die behoeftes van ons naaste voorsien. En dis 'n groot verantwoordelikheid, Here, en hier voor U staan manne wat vandag besluit het dat, Here, ek gaan U roepstem antwoord en ek gaan kom. En dis 'n baie belangrike werk, Here, om in barmhartigheid en nederig 'n gemeente te dien. En daarom vra ek, Here, dat U hulle harte sal verkoop, dat U hulle harte sal vul met U Gees en dat U hulle sal toeberus en toeberei om die werk as diaken in te kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Terwyl ons net almal groet, kan ons die diakonesse vorentoe nooi, Andrea Kombrink, en dan Daleen Rogers, Esmarie Vroneman, Samantha Ballack, Caroline Scott, Colette Kotze, Chantel Botha, Wendy Scott, Linzel Botha, Blanchey Kotze en Annemarie Esterhuizen. Die dames kan maar hierdie kant ook kom staan hoor. Nou wil ek net julle as ouderlinge vir 'n laaste keer vorentoe nooi. Dankie julle. Kan julle vir ons 'n kringetjie maak dat ons om julle staan? Hemelse Vader, enige man wat getroud is, besef daar is 'n sagtheid in 'n vrou en 'n wysheid in 'n vrou. Jy het vir ons dames gegee baie keer in ons lewens om vir ons weer perspektief te gee en ons weer te help om te fokus op wat belangrik is. En dit is 'n spesiale kwaliteit wat een dame geplaas het en Here, daarom het U ook die diakonesse geroep om in die ondertoon van ons kerk te werk, om die dames te verryk en in hulle lewens te invest en saam met hulle te werk. Here, dit is nie net om by 'n begrafnis te kan werk of by 'n nagmaal te kan werk, Here. Die dames het nodig om te voel wat die pols onder die dames van die kerk is en as leiers te kan weet, ons het nodig om ons gemeente en ons dames in daai rigting te beweeg. En dis 'n spesiale kwaliteit wat U vir hulle gegee het en daarom vra ons julle ook dat hulle as moeders by die huis, as dames by die huis, daardie rol eerstens sal vervul as maas by die huis en as vrouens by die huis, sodat dit van daar af in die kerk gemimik kan word. Dis 'n baie spesiale werk en 'n baie belangrike werk, Here. Dis ook hulle verantwoordelikheid om uit te kyk vir die kinders in die kerk. En daarom vra ek, Here, dat U hierdie dames sal toeberus met daardie eienskappe, Here, dat U hulle harte sal sterk hou en dat U vir hulle wysheid en geduld en sagtheid sal gee om hulle werk te kan doen. Seën hulle, Here, en vul hulle asseblief met U Gees en berei hulle voor vir hulle werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons sal skei vir die voetewassing, wil ek net 'n baie kort gedagte met julle deel, wat van julle dalk al mag ken, ek weet nie of julle doen nie, maar dit was vir my 'n pragtige gedagte. In die Joodse skryfstyl kry 'n mens, of die Hebreëse skryfstyl kry 'n mens 'n vorm van skryfstyl wat genoem word 'n remez. En 'n remez is iets wat geteken of geskryf staan, wat dit onmiddellik jou aandag trek, dat jy dieper delf, want hulle het iets baie dieper weggesit agter dit wat geskryf is. En mens kry so 'n remez in Psalm 22. Nou Psalm 22 is 'n messiaanse psalm wat vooruitwys op Jesus en sy lyding. So in Psalm 22, hoekom ons sê dit is 'n messiaanse psalm, want dit sê byvoorbeeld in vers 1, my God, waarom het U my verlaat? So Dawid sê in Psalm 1, my God, waarom het U my verlaat? En dis hoe ons weet dat daai verwoorde eintlik simbolies van Jesus is. Maar hy sê dan later in vers 7, baie interessante woord. Dit sê, maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie.
Wat het hy bedoel toe hy sê dat ek is 'n wurm? Onthou, dis 'n messiaanse psalm, so dit verwys vorentoe na Jesus. So, waarom sou in simboliek gesê is dat Jesus sou sê dat ek is soos 'n wurm en nie 'n mens nie? En as jy mooi gaan kyk na die oorspronklike taal, is die woord vir wurm rimna of rimnag. En dit word dwars deur die Bybel gebruik, word die woord rimnag gebruik wat voorstel 'n maaier of 'n wurm. Maar op hierdie spesifieke plek word dit 'n heeltemal 'n ander woord gebruik, die woord tolaf. En die woord tolaf is 'n woord wat verduidelik word as jy gaan kyk na die Hebreëus as skarlakenrooi of donkerrooi of dieprooi. En dit wys spesifiek as jy gaan kyk in die Strongs Woordeboek na die kermosynwurm. So toe Jesus gesê het ek is nie 'n man nie, ek is 'n wurm of ek maar is ek 'n wurm en geen mens nie, dan het hy nie verwys na die normale natuurlike wurm nie, hy het verwys spesifiek het hy die woord tolaf gebruik wat verwys na 'n baie spesifieke wurm en dit is die wurm, die kermosynwurm. En doen jouself die guns en gaan Google dit en gaan lees die volle storie want ons het nie baie tyd om in diep daaraan te gaan nie. Die kermosynwurm of die crimson worm. Gaan Google dit vir jouself. Hierdie is 'n baie spesifieke wurm. So wat die ma doen wanneer dit tyd is om kleintjies te kry, is sy gaan maak haarself vas aan 'n stuk tak of 'n stuk boom of 'n houtpilaar en sy heg haarself so vas dat jy moet haar doodmaak om haar af te kry want as sy het 'n harde dop aan die buitekant, sy vorm hierdie dop en dan kruip sy onder hom in en sy heg haarself vas. As jy die dop moet afhaal, sal jy haar liggaam uitmekaar uitskeer. En onder hierdie dop het sy dan haar kleintjies. En sy bly onder hierdie dop want die kleintjies vreet aan haar, dis waar hulle eerste voeding kry. En dan net voordat hulle mature genoeg is om op hulle eie te gaan, skei sy 'n rooi daai af wat hulle dan kleur en van daar af vind hulle die naam die crimson worm of die kermosynwurm. En dan wanneer sy genoeg van haarself gegee het, gaan sy dood en sy word so 'n waksagtige stof wat op die grond val wat lyk so sneeu. En hierdie rooi word baie keer gebruik om koninklike klere te gedaai het. Dit was 'n daai wat gebruik was om klere te daai en dan daai wit stof is soos 'n waks wat hulle gebruik het om meubels te olie, sowel as medisyne vir die hart. En die mooi wat vir my in hierdie voorkom, is die feit dat hierdie wurm gaan en sy gaan gee haar lewe vir haar kleintjies. En dan verder wat sy doen is, sy kleur hulle, so met ander woorde, hierdie daad van opoffering gee vir hulle identiteit. Dis waarom hulle die crimson wurm geword word, want dit wat sy afskei, word dit wat die wurmpies hulle identiteit gee om daai wurm te kan wees. En Charles Spurgeon het ook opgetel op hierdie, en hy gaan dan voort en hy sê, dat dit laat hom baie dink aan God. God het gekom en sy lewe vir sy kinders gegee. En hy sterf, hy gee van homself, sodat ons gevoed kan word, en sodat ons lewe kan hê. En dan sê dit ook, dat in sy bloed, het ek en jy ons identiteit. En Jesus sê ook, dat as ons sonde soos skarlaken is, hy sal ons wit was, soos wol of soos sneeu. En dit is vir my so 'n verskriklike mooi ding, dat die Heilige Gees Dawid geïnspireer het, om daai spesifieke woord te gebruik, vir daai spesifieke wurm, en nie die ander woord, wat gewoonlik oor Hebreëus vir die wurm gebruik het nie, om na Jesus te verwys. En ek verstaan vandag hoekom, omdat die natuur is, daar iets in die natuur weggesteek, wat wanneer ons dit besef, en daarna kyk vir ons 'n lewensles leer, in die opoffering van wat Jesus vir ons gedoen het. Charles Spurgeon gaan dan voort en hy sê, daar is 'n klein rooi wurm wat klaarblyklik niks anders as bloed is as jy dit vergrys nie. Dit lyk asof alles weg is behalwe 'n bloedvlek. Die verlosser in die diepte en vernedering van sy gees vergelyk homself met daardie rooi wurmpie. Hoe waar is dit dat hy homself van geen reputasie gemaak het vir ons ontwil nie. Hy het homself van sy heerlikheid ontledig, en as daar enige heerlikheid in die menslike aard is, het hy homself daarvan ook ontledig.
Nie net die heerlikheid van sy godheid nie, maar ook die eer van sy menslikheid of manlikheid het hy op sy gesit, sodat die wêreld kon sien dat alhoewel hy ryk was, hy ter wille van ons wat arm gesterf het. So, die natuur leer vir my en vir jou, dat God het selfs in die natuur klein prentjies weggesteek van die diepte en die mooi en die goedheid van God. En dat hierdie wurmpie haar lewe gee vir haar kinders, hulle identiteit te gee deur om dood te gaan, en dat alles wat sy is gebruik kan word vir die verbetering van die samelewing. En terwyl ons dan in nagmaal gaan vandag, weet dat Jesus het gesê, ek is nie 'n mens nie, ek is hierdie wurmpie. En hy het goed geweet dat hy verwys na dit deur die Heilige Gees, dat hy is die een wat homself vir jou gee. Ons voed op sy lewe en op sy opoffering. Ons kry ons identiteit deur sy bloed. En wat mooi is van die wurm is, sy doen dit net een keer in 'n lewensiklus. Sy gee net een keer kleintjies, want obviously sterf sy daarna. En so het Jesus ook net een keer vir ons kom sterf. Sodat ons deur sy bloed en deur sy offer ewige lewe kan hê. En mag ons terwyl ons vandag in die nagmaal voortgaan, besef dat selfs die natuur roep uit en getuig van dit wat God vir ons aan die kruis gedoen het. En mag daai dan in ons gedagtes wees terwyl ons voortgaan met die nagmaal. Ons sal nou skuif vir die voetewassing. Soos altyd is daar in die saal plek gemaak vir enkellopende mans, enkellopende dames en dan ook vir paartjies wat voel dat hulle mekaar se voete kan was. Ons as 'n kerk glo in 'n oop nagmaaltafel. As u nie aan die voetewassing deelneem nie, beteken dit nie dat u nie nagmaal kan gebruik nie. U is baie welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ons hou die voetewassing want dit help ons om twee dinge te verstaan. Een, dat Jesus het vir my nederigheid kom leer deur homself voete te was. Dis 'n gebruik waar ons wys dat ons vir mekaar omgee en in nederigheid mekaar se voete kan was. En ook dit is 'n herdenking van die dag toe jy gedoop is, so dit is 'n kans om weer net voor die Here se voete neer te lê die dinge wat opgebou het in ons lewens. En daarom vernooi ons julle uit om asseblief saam met ons voete te was, maar as jy voel, wag, ek is 'n bietjie ongemaklik, ek voel nie reg om dit te doen nie, voel asseblief nog steeds vry en genooi om saam met ons die nagmaal te geniet na die tyd. Ons sal dan nou skuif vir die voetewassing.